The Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the blind to see. Oh yes, the Spirit of the Lord is now on me. Hallelujah. Yes, the Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken hearts and set the captive free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken heart and set the captive free, to open prison doors and He made the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. He's now on me. The Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken heart and set the captive free,
soul, and He made the wounded whole by the waters, oh yes, of the blue Galilee. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Reach out and touch the Lord as He passes by. He will find He's not too busy to hear your heart's cry. Hallelujah. Yes, He is passing by this moment. Your need to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Oh, reach out and touch the Lord as He passes by. Oh, you will find He's not too busy to hear your heart's cry. Oh, yes, He's passing by this moment. Oh, your need to supply. Oh, reach out and touch the Lord as He passes by. Hallelujah. Reach out. Oh, hallelujah. And touch the Lord. Oh, yes, as He passes by. You will find He's not too busy, yes, to hear your heart's cry. Oh, hallelujah. Yes, He's passing by this moment. Your need to supply. Oh, reach out and touch the Lord, hallelujah, as He passes by. Oh, hallelujah, reach out, Rabboni, hallelujah, and touch the Lord. Oh, as He passes by, you will find. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. Oh, He's passing by this moment. Your need to supply. Reach out and touch the Lord. Hallelujah, as He passes by. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Rabboni, dank u, Heer Jezus. Halleluja voor die lam van God. Dank u, Heer Jezus. Oh, halleluja. Baie dankie, onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. U koninkryk kom, laat u wil geskied. Net soos in die hemel, so ook op die aarde. Dank Heer Jezus, dat ons weet, ons kan deur u na die Vader gaan,
wat die Heilige Gees aan u gegee het, en u die doper geword met die Heilige Gees. En dit is wat ons na smag in die tye waarin ons lewe. Ja, Here Jesus, sodat die Gees van die Here weer in elke gemeente sal werk. O Here, dankie. Ons kan sing, Here, laat u werk herleef, terwyl ons op u wag. En dankie, ons weet in hierdie oomblikke, Here, dat u die Heilige Gees nie sal weerhou van hulle wat dit bid en vra nie. Baie dankie dat ons in hierdie oomblik weet, Here, terwyl ons besig is so met die Heilige Gees en te hoor wat die skrif alles daaroor sê, dat ons leer en laat ons besef wat die Heilige Gees werklik vir ons kan doen. Halleluja. En ons wil in hierdie aand prys dat ons rondom u woord kan vergader. Ja, Here, wat die woord het gesê. As ons bekeer en laat doop, sal ons die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ons weet, dit staan vas. Deur die eeuwe het dit vasgestaan en dit sal deur die eeuwe nog vasstaan. In ewigheid. Die feit dat u die Heilige Gees aan ons sal gee. Ons wil u net loof en prys. Dat ons kan bid vir hulle wat daar reeds gedoop die Heilige Gees. Ja, Here. So maklik hulle praat van vernuwing en Here, ons soek nie vernuwing. Ons wil eerder sing en spreek en sê, soos die kerkie sê, send a new touch of fire in my soul. Send it now, Lord, send it now. Dis wat u kinders nodig het, wat daar reeds gedoop die Heilige Gees. Send a new touch of fire in their souls. Halleluja. Here, want dis al wat u kinders nodig het, hulle wat daar reeds gedoop die Heilige Gees. 'n nuwe aanraking met die vuur. Ja, Here, laat dit, stuur dit nou, ja, stuur dit nou. Laat dit nou sal gebeur, in die naam van Jesus. O, halleluja. En ons wil baie, baie dankie sê, Here Jesus, omdat ons weet in hierdie aand, dit is wat u wil hê, wat moet gebeur. 'n aanraking van u, deur die Heilige Gees, sodat ons gees kan oplewe, sodat die heerlikheid van die Here weer vrylik aan elkeen geopenbaar word en dat elkeen dit deelagtig word. Baie, baie dankie dat ons weet dat u laat ons nie as wese na nie, maar u die Heilige Gees gegee om by ons te bly tot in lengte van dae. Ons eer u vir die Heilige Gees wat elke oomblik by ons is om ons te leer en lei die hele waarheid. Halleluja. En ons wil u eer in hierdie aand dat ons kan uitroep na u vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, want Here, hulle weet nie wat hulle mis voordat dit gebeur het in hulle lewe. Dat u die Gees op hulle uitgestort het, gedoop het met die Heilige Gees se vuur en krag en heerlikheid, spreek in die Heilige Gees taal ensovoorts. Here Jesus, laat dit in hierdie tye so sal wees. Ons smag daarna. Laat dit nie sal doodgaan, Here, maar laat dit sal oplewe in elkeen wat gedoop is met die Heilige Gees. En laat die wat gedoop word met die Heilige Gees, Here, dat hulle gees in hulle binneste sal oplewe tot verheerliking van u naam. En ons eer u dat u oorgee wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En ja, Here Jesus, laat die Heilige Gees elkeen sal leer en lei in die hele waarheid. Aan u bring ons al die lof en al die eer. Want u is die doper met die Heilige Gees. Baie dankie daarvoor in u wonderlike naam. Die naam van Jesus. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om hierdie aand so saam te wees. Groet u almal in Jesus naam. Ek is pastoor Flippie Gerber. En ons het elke Sondag aand het ons 'n diens oor die Heilige Gees. En dat ons het al so baie dinge gehoor oor die Heilige Gees uit die skrif uit wat vir ons kosbaar is. En ek dink nie daar is een mens, veral die wat gered is, gedoop is, wat sonder die Heilige Gees kan gaan nie. Want die
Heilige Gees alleen is in staat om ons ook deur te dra en aan ons krag te gee, sodat ons kan aanhou sonder om op te hou. Halleluja. En dis wat ons laas Sondag gepraat het, en dit is oor dat ons nie skuldenaars na die vlees wees nie, maar na die Gees. Nie eintlik skuldenaars, hy sê dit eintlik baie mooi in Romeine, en ek gaan dit gou lees. Halleluja. Romeine 8. Kom ons sê die woord van die Here. Glory. Romeine 8 sê die woord, hierdie woorde. Hy sê daarom, Paulus sê eers iets moois. Hy sê as die Gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die doodheid opgewek het, ook in julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle is. Daarom, as gevolg van dit, omdat ons dieselfde Gees het, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, sal hy ons sterflike liggame lewend maak. Nou sê Paulus, daarom, omdat die Gees ons sterflike liggame lewend gemaak het. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie na die vlees, om na die vlees te lewe nie. As die Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, dit is die Heilige Gees, in ons woon en in ons is, dan sal hy ons sterflike liggame lewend maak. Die oomblik as dit gebeur, sê Paulus, daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie na die vlees nie, en nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Halleluja. Want hy gaan verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Nou hier is 'n interessante ding. Dis nie 'n fisiese dood nie. As ons na die vlees lewe, sal ons geestelik sterwe. Nou, hier is in Openbaring dit baie mooi, maar ek is 'n kind van die Here, hoe kan ek weer geestelik sterwe? Ek wil vir jou sê, dat as jy na die vlees wandel, dan maak die vlees jou geestelik dood. Of jy lewe deur die Gees, of jy lewe deur die vlees. Jy kan nie deur albei saam lewe nie. Halleluja. Daar is nie 'n middeweg nie. Daar is ook nie 'n goue middeweg nie. Dis of Gees of vlees. Jy kan nie wydsbeen stap nie. Dit meen, een voet is jy by die vlees en die ander voet is jy in die Gees, of deur die Gees. En dit is wat so gevaarlik is, dat die woord van die Here dit vir ons so duidelik uitbeeld. Ons is nie skuldenaars nie. Dit meen, sover die vlees aangaan, behoort ons eintlik dood te wees vir die vlees, sodat ons waarlik deur die Gees kan lewe. Halleluja. En dan gaan die woord van die Here verder. Hy sê dat ons die werke van die liggaam doodmaak. Weet mos, wat is dit? Die Gees begeer teen die vlees, en die vlees begeer teen die Gees. Nou dit wat die vlees begeer, is die werke van die vlees. En wat gebeur hierso? Halleluja. Paulus sê ons, deur die Gees moet ons die werke van die vlees tot niet maak. Ek meen, daardie begeertes en al daardie dinge van die vlees, kan ons deur die Gees tot niet maak. Halleluja. En ons het gehoor van al wat deur die Gees gelei word, die is kinders van God. Nou, wat hier vir my wonderlik is, wat die woord van die Here vir ons sê in Jesaja, as ek 'n skuldenaar, nie, hy sê dit eintlik baie mooi. Halleluja. Ons moet nie skuldenaars na die vlees wees nie, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. As ons na die vlees lewe, sal ons sterwe. As ons deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal ons lewe. En nou sê die woord van die Here, daar is iets spesifiek wat met ons moet gebeur, sover dit die Heilige Gees aangaan, en ek gaan nou net Jesaja 61, ek het al daaroor gepraat, maar ek wil dit net weer noem in hierdie oomblikke. Hy sê Jesaja 61, die Gees van die Here is op my. Nou, ek wil in hierdie aand vir u iets sê wat algemeen is
veral in die Pinksterkerke. Miskien het jy het self gehoor en gevoel of wat ook al, maar dan sê die prediker van vooraf, die salwing is op my. Voel die salwing van die Here op my. Halleluja. Dit meen, die gees van die Here is op my. En wat interessant is, dat 'n prediker wat het uitroep, die gees van die Here is nou op my. Het is eintlik verskriklik om aan te dink. Die gees van die Here is op hom en daar gebeur niks. Daar is nie werkinge van die Heilige Gees nie, want dis al wat belangrik is, die gees van die Here moet op hom wees, nie op die gemeente nie. Want hy wil die spotlight vang, as ek dit so kan hê. Halleluja. Dus hy die gees van die Here, en ek was in baie dienste gewees, waar die prediker wat gepreek het gesê, die gees van die Here is op my, ek voel die salwing op my. Broer, dan gebeur daar niks. En die mense dink is wonderlik. Halleluja. Want as jy dit nooit ondervind, as jy dit miskien een keer ondervind, en die prediker sê, ek voel die gees van die Here is op my, die salwing is op my, dan voel mense, nou wat daar iets gebeur, hulle voel iets deur hulle gaan, halleluja, en hulle beskou dit as die salwing. Ek wil net vir u iets sê. Wanneer die gees van die Here op jou is, halleluja, dan moet daar dinge gebeur. En ek dink dat Jesaja het die Here toegelaat om hierdie goed aan ons te skryf, en die Here het dit vir hom gegee, sodat ons kan sien wat die Here Jesus bedoel het, dat hy self gesê het, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Omdat die Here my gesalf het. En hier is vir my die wonder van die saak. As die Here jou dan gesalf het, en die gees van die Here is op jou, dan moet die volgende dinge gebeur. Nommer 1, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hier is 'n sieke. Daar is een in ellende. Daar is een bedroog. Daar is een dit. Halleluja. Alreide. Wat moet ek en jy aan hulle bring? Die goeie, die blye boodskap moet ons aan hulle bring, wanneer dit meen as 'n prediker sê, die salwing is op my, of hy voel die gees van die Here is op hom. Dan moet sy hele diens oorgaan na 'n blye boodskap, wat hy moet bring aan die ootmoediges. Halleluja. En hy sê dan verder, hy het my gestuur, en nou sê die Here Jesus, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook in die wêreld. Maar die Vader het my gestuur, waarom? Want die gees van die Here is op my, en hy het my gesalf, om die goeie blye boodskap te bring. Nou sê die prediker ook, voel die salwing op my. Daar is niks verder nie. Halleluja, hy staan alleen daar so, en hy voel die salwing is op, en die gemeente begin ook sommer juig en wat ook al, maar daar is niks wat gebeur. As die gees van die Here op jou is, en of jy sê die salwing, jy voel die salwing is op jou, of die salwing van die Here is hier, wat moet volgende gebeur? Jy moet 'n blye boodskap bring aan die ootmoedige, aan die sieke, aan die een wat mismoedig is, aan die een wat in stryd is, aan elke ene moet daar 'n blye boodskap kom. Want weet jy wat gebeur? Ek weet hulle verkondig ook, dat die salwing breek die juke.
En broer, nou sê hy, die salwing is op hom, maar niks jukke word gebreek nie. Halleluja. Nou gaan hy verder en hy sê, hy het my gestuur, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Hoe stuur die Here ons? Met die salwing, met die gees van die Here wat op ons is. Jy kan reg deur die Bybel gaan kyk in die Ou Testament, wanneer die gees van die Here oor iemand gekom het, dan het die Here hom gestuur. Jy moet nie vra, is hy siek is nie. Nee, jy moet kyk waar hy siek is, en jy moet na hom toe gaan. Dan gaan hy verder en hy sê die mooi woorde. Om te verbind die gebrokenis van hart. Halleluja. Dit meen die gees wat op my is in die salwing verbind. Verbind die gebrokenis van hart. Om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep. Oh, halleluja. Jy het gehoor dat veral Leon en die Pinkstermense, daai en het 'n binding op. Daai en daai gees en daai en ek weet ons het gebid vir die mense. Ons het by mense gestaan en dan maak ons die ketting wat hom vasmaak los, 'n broer. Dit het al so gebeur dat terwyl jy besig is om met die ketting, ek was een keer besig om dit te doen, om die ketting van hierdie persoon los te maak. En die volgende oomblik hoor ek hoe val die ketting op die grond. En toe ek hoor die ketting val, toe ruk die Here daardie man in die gees. Dis waarvoor die gees op ons is. Die salwing. O, halleluja. O, halleluja, halleluja, halleluja. 'n vrylating uit te roep. En vir die geboeides, opening van die gevangenis. Gevangenis. Jy's gevang, vasgevang. En met boeie vasgemaak. En jy kan nie loskom. Halleluja. Halleluja. Die salwing en dat die gees van die Here op my en jou is. Hy maak die kettinge los. Boeie los. Paulus en Silas sing daar in die tronk, wat het gebeur? Middernag. Ek sê altyd vir mense, ek glo hulle het gesing, daar is krag, wonderbare krag. En die dierbare bloed, daar is oorwin en daar is genesing, broer. Selfs die kettings van vleeslike boeie het afgeval en die tronkdeur het oopgegaan. Halleluja. Want die salwing het neergedaal. Die gees van die Here het oor Paulus en Silas gekom. Halleluja. En hulle het vry uitbeweeg. Wanneer laas het jy gesien hoe iemand vry uitbeweeg uit sy toestand? Want hy was nie by 'n sielkundige nie. Hy was nie daar by 'n pastorale sielkundige wat hom honderde vrae vra. En op die einde van die dag bid hy vir hom, en dan sê hy, die Here het hom nou vrygemaak en losgemaak. Dan sê hy een ook sommer, ja, ek voel baie ligter. Halleluja. Jy voel ligter, maar die kettinge is nie gebreek nie. Die gevangenes is nie oopgemaak nie. Dis die gees van die Here. En hy gaan verder en hy sê, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here. O, halleluja. 'n dag van die wraak van ons God. Om al die treurendes te troos. Ek sê altyd, ons het in 'n stadium begin inbeweeg waar ons vir siekes gaan bid het. Waar ons vir siekes bid. Nee. Ek weet, ons is eintlik sieke troosters. Ons is nie meer, as ek dit so kan uitdruk,
genees, Here, wat die Here gesê het, gaan maak die sieke gesond. Ons is nou sieke troosters. Ons troos daar die een, en die jammer saam met hom, en die voel medelee, en ja, dit is vreeslik as dit met jou gebeur, en as dit waar jy, hierdie toestand waar jy nou verkeer, dat dit is, ek ben ons troos hulle. En weet jy wat, die duiwel is doodgelukkig, want sy werke word nou getroos. Jesus breek al die bande. Waarom? Want die gees van die Here is op hom. Omdat hy hom gesalf het. Oh, halleluja. Dan gaan hy verder en hy sê die woorde. Om al die treurnis te troos, om vir die treurnis in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaan van lof vir 'n verslaafgees, sodat hulle genoem kan word 'n rebiete van geregtigheid, 'n planting van die Here. Dan sê hy in die 4de vers, en hulle sal die ou pynhope bou. Ek wil nou vandag sê, dat Pinkster het 'n pynhoop geword. Halleluja. Maar die man en die vrou wat kan uitroep, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. En al hierdie dinge wat gebeur, wat ons gelees het, halleluja, om al die treurendes te troos, en dat daar aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, gewaan van lof vir 'n verslaafgees, sodat daar genoem kan word. Hulle kan die pynhope van Pinkster weer bou. Pinkster is 'n rommelhoop. Want alles van Pinkster is afgebreek. Toegelaat. Want hulle het skuldenaars geword na die vlees, om in die vlees te wandel, om mense te behaag, om mense in die kerk te kry. Dis 'n pynhoop. Maar wanneer die gees van die Here weer oor ons kom, en omdat die Here ons gesalf het, kan ons die blye boodskap bring, broer, en ek wil vir jou sê, die pynhope van Pinkster sal weer gebou word. Ons soek herlewing, nie ou broer, ons het verloor, ons sal moet werk, ons sal moet sorg, dat die gees van die Here weer oor ons kom, en dat hy ons moet salf. Ons sal moet herbou. Dit wat ons verloor het. Dis waarom hy sê een plek uit, die Here sê, ek het dit teen die vaders, dat hulle dit verlaat het, wat ek aan hulle gegee het. En die Here weet, daardie skrif is van toepassing vandag in Pinkster. Hulle dit verlaat, wat die Here vir hulle gegee het. En daar is net pynhope. Dis al wat daar staan. Hier is die Pinksterkerk, en jy plak sy naam daar op 'n bord, en dis al wat daar is. Die naam Pinkster, die naam dat hulle lewe, maar is dood, want dit is 'n pynhoop. Dank die Here vir 'n ou koortjie wat kon sing, is eers seker, hy sê dit so mooi, hy sê, die koortjie sê, these old bones are going to rise up walking. These old bones are going to walk. Yes, I know that in the Bible, Ezekiel 37:10, that these old bones are going to rise up walking. Halleluja. En dis wat moet gebeur. Hierdie ou bene van Pinkster moet herleef. Ons sal dit moet doen. Moenie uitroep, die gees van die Here is hier, of die salwing is hier, en dan gebeur niks.
Waarom sal die Here dan vir jou die salwing gee as daar niks gebeur nie? Maar hoor wat sê die woord van die Here, ek wil graag lees in Johannes. En ek wil hier iets verduidelik wat baie mooi is. Johannes, die tweede hoofstuk sê hierdie mooi woorde. Twintigste vers, 1 Johannes 2 vers 20. Hy sê, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Die salwing van die Heilige. Waar die salwing is dit? Halleluja. Kom ons kyk bietjie, wat is hierdie salwing van die Heilige? Die Heilige is die Here Jesus Christus. Hy is gesalf. En deur hom kom die salwing op ons. Nie een van ons is gesalf nie. God het net een gesalf om ons almal onder die salwing te bring. Deur die dooping met die Heilige Gees. Jy moet dit baie mooi verstaan. Ja, jy moet die gesalfde nie aanraak nie. Daar's net een gesalfde. En sy naam is Jesus Christus. En weet jy wat? Die kerk, die soldate, die Romeine, die sondaars, het hier die gesalfde van God aangeraak. Jesus Christus. Hulle het hom gemartel. Hulle het hom gepynig. Hulle het hom doodgemaak. En weet jy wat roep hy uit aan die kruis? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Al is Christus die gesalfde gewees, het God toegelaat, die Vader toegelaat, dat hulle sy seun sal aanraak. En weet jy wat? Die Here Jesus, dit wat hulle sê, dit wat hulle aan my gedoen het, sal hulle doen. Moenie beroem daarop, jy's 'n gesalfde, nou kan niemand iets aan jou doen nie. Nee! Dit is verby. Daar bestaan nie meer so iets nie. Dis juist die wat die salwing het, die salwing van die Heilige het, wat deur die Here werk. Dis juist hulle wat aangeraak word. Dis juist hulle wat sleg gesê word. Dis juist hulle wat geslaan word. Dis juist hulle wat gemartel word. Moenie jouself blaf. Jy moenie aan my vat nie. Ek is 'n gesalfde nie. Man, jy weet nie wat jy is nie. Hoor wat sê Handelinge? Hoor wat sê, hy sê, en julle die salwing van die Heilige en weet alles, maar nou sê hy hierdie mooi woorde in Handelinge. Hulle bid, ek weet nadat hulle vervolg is en nadat hulle uitgegooi is oral te bid in Handelinge, en hulle kom by Handelinge 2 vers 30 sê, deurdat u hand uitsteek tot genesings en tekens en wonder, deur die naam van u Heilige kind Jesus. Julle het die salwing van die Heilige, van waar die Heilige? Die Heilige kind Jesus. Ons het die salwing deur hom verkry. Hy is die gesalfde, ons is onder die salwing. En almal wat in Christus is, het die salwing. En die een wat in Christus is 'n gesalfde nie. Net Christus is die gesalfde. Maar in hom ontvang ons die salwing. Dit meen, as die salwing oor jou kom, of as die gees van die Here oor jou kom, ek wil net dit vir jou sê, dan sal dit gebeur wat hy hier sê, wat hulle bid en sê, u hand uitstrek tot genesing, tekens en wonders. Jesaja 61, vir die wat geglo het, sê in Markus 16, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Waarom? Want ons wat in hom is, het die salwing, en wanneer ek uitroep, ek wil amper sê, hier binne in Christus uitroep, die salwing is op my, kan ek jou waarborg, dat die Here God sy hand sal uitsteek, tot genesings en wonders en tekens. Maar het is so maklik om te sê, ek het die salwing, die gees van die Here is op my. Ek voel die gees van die Here in die vergadering. As jy dit voel, hou op preek en begin sing. Jesus breek die bande. Here, breek hierdie bande en maak vry.
En ek kan jou waarborg, as jy begin sing, terwyl die salwing op jou is, Jesus breek hierdie bande, dan sal dit gebeur. Die Here God sal sy hand uitsteek tot genesings en wonders en tekens. Daar is maklik om uit te roep. Oor die salwing, en dan bewe hulle nog so. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. So wat ek en u moet bid, terwyl ons die salwing van die heilige kind, Jesus Christus het. Here, steek u hand uit. Oh, halleluja. Ek wil amper sê, Here, steek u hand uit en lê dit op my, want dan sal daar genesings en wonders en tekens en kragtige dade plaas. Dis waarvoor ons die salwing het in Christus. Nie om onsself te verheerlik en net lekker te voel nie, nee! Om 'n blye boodskap te bring aan die sieke, aan die krepele, aan die ene wat mismoedig is, aan die ootmoedig is, aan die wat droefheid is en smarte is. Want as jy 'n blye boodskap bring, dan gaan dit so. In die naam van Jesus. Dis die blye boodskap. Here, bind ons hierdie werke van die vyand en ons vra, maak hierdie een vry van sy smarte en sy droefheid en daai een van sy siekte en daai van dit. En dit sal plaasvind, want jy die blye boodskap gebring terwyl die salwing op jou is en die gees van die Here op jou is. Halleluja. Ons het 'n vroeë jare gesien in ou Pinkster, wanneer die gees van die Here oor die vergadering kom, my broer en my suster, dan begin die mense vir mekaar bid en die Here doop met die Heilige Gees, die Here maak siekes gesond. Die pastoor doen niks. Maar as hy eer nie na die pastoor toe gaan vandag nie, dan is dit nie meer reg nie. Eintlik moet ons vandag sê, joh, my God, breek hierdie bande in Pinksterkerk. Maak hierdie klomp mense vry, saam met hulle predikers. Oh, halleluja. En die meeste van hulle wandel soos mense wat skuldenaars na die vlees is. Hulle moet sorg vir kos, hulle moet dit doen, en nie wat interessant is. Nou doen hulle wel sy werk en hulle deel kospakkies uit, en dan sê hulle vir daai arme mense, as julle nie een keer 'n maand na ons kerk toe kom, of 2 keer 'n maand na hierdie gemeente toe, nie kan ons nie weer vir julle kospakkies gee. Halleluja, ons wil praat van predikers wat van mense sê, jy moet die hele salaris gee, dan gaan hierdie een gesond word. Wat doen ons meer kwaad as hulle? Miskien doen ons meer kwaad om te sê, as jy nie na my kerk toe kom nie, kan jy nie 'n pakkie kospakkie kry nie, in die lewe. Maar dan sê hulle is 'n Pinksterkerk. O, Here, breek die bande. Strek u hand uit. Vader, ons kom in Jesus naam. Sal ons nie in hierdie aand kan uitroep, forgive me, Lord, and try me one more time. I'll be yours, dear Lord, and you will be mine. Dis die ware kind van God wat dit kan uitroep. Dis die Pinkstermens. Want hy weet waar het hy geval, hy het die sonde gedoen nie, maar hy het geval. Hy het die Here geval, hy het die salwing geval, hy het die gees van die Here wat op hom is geval. Halleluja.
Halleluja. Here, ons sing hierdie ou koortjie vir mense wat in behoeftes siek is en so gaan by die verby jou heiland. En Here, ek dink ons Pinksterpredikers, die Pinksterdare, Pinkstermense, gedoop is met die Heilige Gees, hulle moet begin sing. Gaan my nie verby, o heiland. Karamashandarawati. Halleluja. Halleluja. Here, dankie ons kan bid vir hulle wat reeds gedoop is met die Heilige Gees. Here, het in Openbaring laat weet, onthou waarvan jy uitgeval het. En Here, dan voel ons die salwe. En dat die Gees van die Here is op ons, en ons het nie die eerste liefde nie. Beteken dit niks, dit is kragteloos, daar kan geen werke plaasvind nie, geen wonder, geen teken. En Here, ons as Pinkster het gewoond geraak daaraan. Dit pla ons nie meer. Ons soek dit nie meer. Want Here, as jy dit in die Pinksterkerk gemeente soek, dan wil die pastore vir ons reëls leer. Terwyl die woord sê, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Want vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Laat hulle sal ondervind hoe die Gees van die Here oor hulle kom. En hoe die salwe op hulle is. U het in jou laat weet, en ek sal my Gees uitgiet op alle vlees in die laaste dag. Daarom kan ons in hierdie aand ook sing, ook op my, ja, ook op my, stort u Gees, Here, ook op my. Halleluja. Here, het maak nie saak hoeveel jaar terug ek gedoop is met die Heilige Gees, en met vuur, en met krag, en met heerlikheid, die spreek in taal. Ons het elke dag van ons lewens nodig, dat ons kan sing, ook op my, ja, ook op my, stort u Gees, Here, vandag, ook op my. O Rabboni, Kerabashandarawati. Erabonna Rabasitala Rabara. Ook op my, ook op my, stort u Gees, o Here, ook op my, ja, ook op my, o Heilige Gees, ook Karabashana, op my stort u Gees, o Here, ook
Jesus, U breek al die bande. Dankie Here en U maak vry, halleluja. Here, dis ons gebed. Halleluja, terwyl U Gees op ons toestort. Laat bande gebreek sal word in Jesus. Verheerlik die groot en heilige naam. Ja, dankie. Halleluja. Daar wonders, tekens, kragtige dade sal gebeur. In die naam van U heilige kind, onze Here Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Baie, baie dankie Here. En ons prys U vir U woord, dankie vir die Heilige Gees. En ons eer U ook daarvoor. Halleluja. Prys die Here. Mag die Here U elkeen ryklik seën en ons weet hy doen dit. Wees net wagtend op die Heilige Gees. Die Here sal dit doen wat jy nodig het. Dank om daarvoor in Jesus naam en ons vra dit alles ook in Jesus naam en ons dank. Amen en amen.